Goeiedag vriende, ons het met die vorige opname, het ons gekyk na die verskil tussen die Jood, die Hebreër, die Israeliet, en waar ons as gelowiges inskakel met die identiteit van Israel ensovoorts ensovoorts. Dit wat ek nou gaan bespreek is van so 'n belang dat daar soveel dwaling is in baie van die Christendenominasies, ons broers en susters in geloof, wat so 'n wanopvatting skep by gelowiges, dat dit mense laat oordeele neem wat nie akkuraat is nie. En dit wat verkondig word is dat, punt nommer 1, is dat God Israel onterf het van hulle erfreg, en dat ons as Christene nou die nuwe erfgename is. Nou die eerste probleem wat ek daarmee het, is dat dit nie Bybels is nie. Ons God sê vir ons in die Bybel, dat wanneer hy 'n verbond sluit, en hy gebruik spesifiek hierdie terme, is dit vir ewig. Nou, wanneer jy gaan kyk na die Hebreëse taal en ons taal en jou interpretasie, mag dit dalk wees vir so lank as wat ek nie happy is nie, of wat ek happy is en dan kan ek besluit dit is nie so nie. En miskien is dit in die tipiese karakter van die wêreld dat dit so werk. Ek het 'n kontrak met jou totdat ek voel ek wil nie meer 'n kontrak hê nie, dan kry ek 'n manier om daarop uit te kom. Maar nee, wanneer jy gaan kyk na die teks in die Bybel, wanneer God sê die verbond is vir ewig, dan is dit inderdaad vir ewig. En dan sê hy verder, hy sê, wanneer ek hierdie verbond eerbiedig, is dit nie omdat jy so righteous is nie, maar dit is oor my heiligheid, oor my verbond wat ek gesluit het, hoekom ek dit nog steeds onderhou en volbring. En in 1948 het hy bewys dat hy toe nou after all nie heeltemal klaar is met Israel nie. Dit tersyde gestel, is daar hierdie doktrine wat sê dat die Jode is die wat vernietiging verdien, want hulle het Jesus Christus doodgemaak. Hulle het deelgeneem, ja. Is die narratief waar? Onder geen omstandighede nie. Dit is vals tot in die diepste wese daarvan. Hoekom sê ek so? Wanneer ons Matteus 27 lees, en jy kry in Lukas en Johannes en in Markus word al gepraat van dit, wanneer ons gaan kyk na die teks, is daar 'n paar belangrike dinge om van kennis te neem, en in plaas daarvan om oppervlakkig daarna te kyk en 'n oordeel te neem en te sê, sien jy, dis wat die teks sê, is om te gaan kyk na die konteks en die geskiedenis. Want dit is waar die waarheid lê. En ek het 'n vraag op dit. Indien iemand jou aankla, het sy dit in die familie is, het sy jou kinders jou beskuldig van iets, het sy jou man jou beskuldig, het sy jou vrou jou beskuldig, het sy jy in 'n kriminele hof aangekla word, het jy die reg om al die relevante inligting na vore te bring, in 'n regverdige manier na vore te bring, om geag te word en oor bedink te word en einde te besluit of jy skuldig is al dan nie. En sekerlik is dit die standaard wat die Bybel ook daar stel. En sekerlik is enigiemand wat aangekla word deur enigiemand, onder andere ons gelowiges ook, het die reg om al die inligting van toepassing te maak ten einde te bepaal wat is jou mate van skuld indien enige relevant tot die aanklag wat teen jou gebring is. So kom ons kyk na die feite van die teks. So ons kry in Matteus 27 hierdie verhaal van Messias wat aangekla word deur die Fariseërs en die oudstes. Wie is hulle? Ons moet gaan kyk wat is die identiteit. Nou as jy gaan en jy gaan kyk na die verskillende mense wat betrokke was by die Israel of Joodse gemeenskap in hierdie oomblik toe hierdie hele verhaal afspeel, sal ons vind daar's 'n paar verskillende partye wat betrokke is hierby en wat genoem word deur die teks. So die Fariseërs, wie was die Fariseërs? Die Fariseërs, kom ons noem hulle die priesterdom van die sinagogestelsel. 'n Sinagogestelsel wat sy ontstaan gehad het in Babylon tydens die ballingskap van Juda. En wat volgens my opinie tot 'n einde moes kom toe die tempel weer in werking kom, wat nooit gebeur het nie en wat tot vandag toe nog operate. Die sinagoges is vandag nog daar, die Fariseërs bestaan vandag nog, en anders is wat die geloof is dat die Fariseërs evil is en 'n evil naam is nie waar nie. Fariseërs was hooggeleerde mense, soos wat Paulus was 'n Fariseër, hy was 'n rabbi.
So die Fariseërs was aan die hoof van die sinagogestelsel. Die mense wat in die hoof gestaan het van die tempel was die Sadduseërs. Deel veronderstel, en dit is deel van die geskiedenis, om van die Levitiese stam te wees, soos deur God bepaal in die Ou Testament. En dan kry ons nog 'n vernoeming van 'n Joodse hof. In baie Bybels sal jy kry, praat van die Sanhedrin. So hoe dit gewerk is jou Fariseërs was in beheer van die sinagogestelsel, jou Sadduseërs was die hoofpriesters en die priesters van die tempeldiens. Dan het jy die Sanhedrin gehad, wat die oudstes van die stamme was, wat die hof was. En as jy iemand wou skuldig bevind in 'n siviele of 'n kriminele geding, dan het hierdie Fariseërs en Sadduseërs het gekom en die klagte kom lê soos aanklaers by die Sanhedrin, en die Sanhedrin, die Joodse hof, het dan 'n skuldigbevinding bevestig of tersyde gestel en dan 'n vonnis uitgespreek wat dan voltrek moes word. So, en hierso was dit presies dieselfde. Messias was aangekla deur die skrifgeleerdes en die Fariseërs by die Sanhedrin, en die bepaling was gemaak dat hy ter dood veroordeel moes word. Maar as gevolg van die samestelling van die gemeenskap daardie tyd, hulle het nie hulle self regeer nie, hulle het onder die Romeine gestaan, moes die doodvonnis bevestig word deur die goewerneur wat in beheer was oor daai streek, wat Pontius Pilatus was. Ons Messias was voor Pontius Pilatus gebring. Pontius Pilatus kon nie skuld kry nie, en hy wou homself nie skuldig maak aan die dood van iemand wat onskuldig is nie, want anders is wat die geloof was, dat hulle willens en wetens mense doodgemaak het soos hulle wou, is dit inderdaad nie die geval nie. Die Romeine het onder sterk wetgewing gedien waar moord bedien was met dood. Ons sien dieselfde verhaal met Paulus, as ons eerlik kyk na die skrif, dat die rede hoekom Paulus nie tereggestel is nie en na Rome gevat is omdat hy as 'n Romeinse burger deur hierdie proses moes gaan. So Pontius Pilatus wou nie die doodstraf uitspreek nie. Hy verwys hom toe na Herodes toe. Nou Herodes, volgens die algemene doktrines, was 'n Jood, 'n Joodse koning oor die streek van Jehud. En dis nie waar nie. Herodes, en jy kan dit by Wikipedia gaan kyk, Herodes se pa was 'n Edomiet, was nie van die stam Jehuda nie. Hy was 'n Edomiet. Sy ma was 'n Arabiese prinses, as ek reg onthou. Glad niks met Jehuda uit te baai nie. Hy was 'n politieke aanstelling gewees deur die Romeinse ryk as die koning, want hy het na hulle pype gedans. So is daar nog 'n ding wat 'n rol speel. As ons teruggaan na die boek Levitikus toe, sal ons sien dat God sê net die volgende mense mag diens doen in die tempel. Die Leviete, die priesters, die hoofpriesters, die dienaars, almal wat in die tempel diens doen, moes Leviete wees. Kajafa, wat die hoofpriester, die Kohen Hagadol was nie 'n Leviet nie. Hy het daai pos gekoop. Die priesters wat daar diens gedoen het hulle poste gekoop. Dit was politieke aanstellings. So kom ons kyk na die groter deel van hierdie prentjie. Ons kry die Jode, sowel as nie-Jode, in die konteks van die Joodsedom, soos Herodes, wat nou die koning van Jehuda is. Ons kry die Goyim of die Gentiles, wat Pontius Pilatus is, en hulle almal neem deel aan hierdie drama waar Messias aangekla word, geskei word van een punt na die ander punt en einde by 'n punt te kom waar daar 'n keuse gestel word, of jy laat Barabbas vry of jy laat Jesus of Yeshua vry, en die keuse word gemaak dat Messias gekruisig moet word. Die interessante gedeelte van dit alles is, ons kan nou maar vingers wys net soos wat ons wil. Tot op hierdie punt was almal wat deelgeneem het, nie net Jode nie. Dit was nie Jode, dit was Gentiles, Goyim, of wat jy het ook al wil noem, ons mense, wat nie Jode is nie, wat nie Israeliete is nie, het deelgeneem aan hierdie hele proses. Daar's 'n realiteit wat ons nie kan ignoreer nie. Punt nommer 1. Wanneer jy teruggaan van die begin van die Bybel af, is die dood van Messias geprofeteer. En is 'n ding waar daar gestel is uit genade uit deur die God van die Bybel. Want sonder dit sou nie ek of jy vryheid kon kry van ons sondes met die dag van oordeel nie.
Die bloed van Messias is daarom ons sondestoestand te bedek, ten einde ons vry te maak. So dit is 'n profesie wat moes uitloop, dit was so bestem. Maar kom ons gaan vorentoe, ons gaan verder. So Messias word dan geoormerk om doodgemaak te word op 'n kruis. Hy gaan na die binneplein toe, waar hy gekastei is met 'n kats. Mediese verslae in die moderne tyd sê dat dit amper onmoontlik was vir 'n normale mens om deur dit te gaan en nie te sterf nie. Maar hy gaan deur. Hy moet sy kruis dra, wat amper bo menslike krag gevat het, tot waar hy gekruisig is in Golgotha. Hy kom daar aan. Hy word op die kruis neergelê en die spykers word aan hom ingedryf. Nie deur Jode nie. Nie deur Jode nie. Hy word gekruisig, hy word met 'n spies gesteek deur 'n nie-Jood. Teen die einde van die tyd toe hy moes dood wees, is sy dood verseker deur nie-Jode. Hier is my punt. Wanneer ons kyk na die doel van die dood van Messias, die prys wat hy gewillig betaal het, in oorgawe tot die wil van die Vader, het hy dit gedoen nie vir die Jode nie. Hy het dit nie gedoen vir die Gentiles nie. Hy het dit nie gedoen vir die Goyim nie. Hy het dit nie gedoen vir die nie-Jode, wat jy term jy ook al wil sit. Hy het dit gedoen vir almal. Vir ieder en elk wat bereid is om sy sondeslewe neer te lê, te verklaar dat hy die God van die Bybel dien, dat hy homself onderhewig stel aan die prys wat Messias betaal het en die voorwaardes wat Messias daar gestel het. Elke een van daardie individue kwalifiseer vir die bloed en die vryskelding deur die bloed van Yeshua HaMashiach, Jesus die Christus. Elke een. So om te sê dat die Jode skuldig is nie net moreel nie, dis teologies en akademies oneerlik en korrup en alles wat daarmee saamgaan. Wanneer gaan ons as gelowiges op 'n punt kom waar ons stil raak en erken dat ons sondaars is en onderhewig is aan die bloed van Messias, wat dan by definisie beteken dat ek en jy staan skuldig aan sy dood. Want as dit nie vir ons sondes was nie, was dit nie nodig vir hom om die prys te betaal nie. Die som is logies. Hoe durf ons een bevolkingsgroep uitsonder en sê, jy is skuldig oor wie jou etniese identiteit is? Broer en suster, as dit jou benadering is, maak dit van jou 'n korrupte individu, wat nie die waarheid praat nie. Jy sal in die wêreld geken word as 'n leenaar. En jy kan my maar kruisig vir dit. Ek gee nie om nie. Want dit is wat die teks jou leer. Of jy verkondig dit wat die woord sê, of jy volhard in die definisie wat God die Vader daar stel of nie. Dis jou keuse. Ek dink die teks wat my die meeste vrees inboesem, Matteus 7 vers 21 tot 23, en ek sal dit nog 1000 maal sê. En die dag sal kom dat hulle vir my sê, Here, Here. Hy praat met sogenaamde gelowiges. Mense wat in hulle harte glo hulle is gelowig, maar wat hardvogtig vashou in dinge wat hy nie wil hê nie. En hy sê, ek sal in hulle gesigte vir hulle sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie, jou werker van wetteloosheid. Gaan lees die teks. Jy hoef my nie te glo vir dit nie. Gaan lees die teks. So my finale opinie, relevant tot daai subject matter, as jy dink jy is onskuldig, hou vas daaraan, want jy gaan beloon word vir daai opinie. Ek en jy, elke een wat asem haal op hierdie aarde, of asem gehaal het op hierdie aarde, staan skuldig teenoor die dood van Jesus Christus, Yeshua HaMashiach, Parnan. So om die Jode te blameer, is blame shifting.
Blame shifting is die eerste identiteitsmerk van 'n ruggraatlose victim, in lyn met victimness van ons moderne tye. Broer en suster, die begin van 'n pad tot redding is om stil te raak, inwaarts te keer, jou sondes te sien, te identifiseer, wie is ek werklik? Wie is ek hier binne? Wanneer dit kom by die definisie wat God daar stel. Want net daar, wanneer jy eerlik is met jouself en erkenning gee dat ek die sondaar is, dat ek aan myself moet werk, en te besef dat dit 'n konstante werk is, dan en dan alleen kan jy vorentoe begin beweeg, en nie jou broers en susters oordeel oor hulle dade nie, maar om hulle in te lig en hulle te help in liefde, soos die tema van die evangelie is, om dan ook tot die punt te kom en te erken, ek is 'n sondaar, ek moet verander en ek moet terugdraai na God toe ten einde die verlossing te ontvang. Dis die evangelie, is om jouself te identifiseer vir wie jy is, om terug te draai na God toe en dan daarvan af jou broers en susters te assisteer, volgens die definisie van God, nie ons nie. Ons maak groot foute, om dan by die dag te kom, wanneer hy die bokke en die skape skei en sê, jy is my kudde. Jy gaan in die paskyp van God se woede in. Dis die verskil. Dis waaroor die evangelie gaan. En ons moet eerlik wees met onsself. En ek verklaar onomwonde soos ek hier sit, ek is 'n sondaar par non. As ek moet kyk na die foute wat ek in my lewe gemaak het, kry ek skaam tot in my wese. Al wat vir my ander mense in die oë laat kyk, is die besef dat hulle is net soos ek sondaars, punt nommer 1, en dat ek, my broer, my suster, selfs my vyand, onderhewig is aan die bloed van Messias. Die prys wat God daar gestel het, onderhewig op die voorwaardes van God. So ek bid almal toe, dat ons almal op 'n teshuva oomblik kan kom, 'n terugdraai na God oomblik toe kan kom, erken wie ons is, terugdraai na hom toe, volgens sy definisie. En ons dien 'n liefdevolle God, 'n genadige God, wat jou sal vat, jou sonde sal afwas, vir jou sê, jy staan rein voor my kind, mits, en dis wat die wêreld nie vir jou sê nie, daar is 'n caveat, daar is 'n voorwaarde, en die Vader bepaal wat daai voorwaarde is. Mag elkeen van ons op daai punt kom, om terug te draai, te teshuva. Geseënde dag vir julle.